Parasha Behar en Bechukotai, vryheid, rus en vertroue. Die boek Levitikus bereik 'n kragtige klimaks met die dubbele en finale parasha, Behar, wat op die berg is, en Bechukotai, wat in my insettinge beteken. Hierdie instruksies is op die berg Sinaï deur Jodai aan Moses gegee as 'n bloudruk vir 'n gemeenskap wat in vryheid wandel. Vir 'n tiener vandag is hierdie gedeeltes deurslaggewend, omdat dit ons hele konsep van eienaarskap uitdaag. Wie besit eintlik jou tyd, jou toekoms en jou besittings? Wel, hier leer ons dat God die ware eienaar van die skepping is, en dat ons slegs besoekers en vreemdelinge of rentmeesters by hom is. Die wêreld sien rentmeesterskap dikwels as 'n las, maar in die koninkryk is dit die sleutel tot vryheid. Volgens Levitikus 25 vers 23 is selfs die grond waarop ons loop nie ons eie nie. Abba Vader sê, die land is myne, want julle is vreemdelinge en besoekers by my. Wanneer jy besef dat jy nie jou eie eienaar is nie, verskuif die fokus van selfgesentreerdheid na die van 'n knegt wat deur 'n liefdevolle vader versorg word. Hierdie landbouwette wat ons nou gaan na kyk, is nie bloot geskiedenis nie. Dit is 'n oproep om ons sekuriteit te verskuif van dit wat ons besit, na die een aan wie ons behoort. Rus is in die oë van Jodai 'n verklaring van vertroue. Dit is die erkenning dat hy die een is wat voorsien, selfs wanneer ons hande stil staan. Rus is 'n daad van geloof, want Abba Vader het ook gerus. So kom ons kyk bietjie na die dieper prentjie in die woord Behar, wat op die berg beteken. So Behar bestaan uit 'n bet, 'n hy en 'n resh. Die bet verteenwoordig 'n huis. Die hy beteken om te openbaar of te aanskou. En die resh verteenwoordig die hoof, die man van gesag of die belangrikste persoon. So as ons hierdie prentjies nou alles saam sit, kry ons die volgende. Op die berg Sinaï word die huis van die hoof geopenbaar. Dit is die plek waar die koning sy huisreëls aan sy gesin gee, sodat ons kan weet hoe om in sy teenwoordigheid te leef. So om dit bietjie anders te stel, die hoof of die resh openbaar wat die hy is, homself in sy huis, die bed. Die berg, Behar, is die plek waar God se autoriteit sigbaar word deur sy instruksies, sodat sy volk in 'n intieme verhouding met hom kan leef, onder sy voorsiening en beskerming. Ons leer in Levitikus 25 van die Sabbatjaar, of die Shmita. Jodai beveel dat die land vir 6 jaar gesaai mag word, maar in die 7de jaar moet die land 'n Shabbat van rus hê. Dit is belangrik om te verstaan dat die land self die Shabbat hou vir Jodai, soos ons lees in Levitikus 25 vers 2. Die Shabbatjaar was 'n reuse toets. Sou die volk Jodai vertrou om in die 6de jaar genoeg opbrengs vir 3 jaar te gee? Levitikus 25 vers 1. Dit is 'n uitdaging van beheer. Hierdie wet dwing die volk om die illusie van beheer te laat vaar. As jy nie saai nie, kan jy nie manipuleer hoeveel jy inoes nie. En vir 'n tiener vandag, hier is die les vir jou. Jou identiteit is nie gekoppel aan jou prestasies of jou oes nie, jou figuurlike oes. Abba Vader beloof 'n bonatuurlike seun in die 6de jaar, wat genoeg vrug sal lewer vir 3 jaar. Dit leer ons dat ware sekuriteit nie in ons eie harde werk lê nie, maar in sy voorsiening, sy genade. Vir 'n tiener beteken dit, jy is meer as jou punte op 'n rapport of jou sportprestasies. Ons leer dan verder in Levitikus 25 van die Jubeljaar, die jaar van groot herstel. Na 7 siklusse van 7 jaar, 7 x 7, volmaaktheid mal volmaaktheid, wat 49 jaar is, word die 50ste jaar as die Jubeljaar afgesonder. Met die blaas van die shofar op die dag van toedekking, wat Yom Kippur is,
word vryheid deur die hele land verkondig. Hier's 'n paar kernaspekte van die jubeljaar. Eerstens, vryheid. Slawe word vrygelaat om terug te gaan na hulle families. Geen mens mag as 'n permanente slaaf besit word nie, want almal is diensknegte van Jodai-Wawai. Dan terugkeer. Alle grond wat verkoop is, keer terug na die oorspronklike familie-erfenis. Die grond mag nooit vir altyd gekoop word nie, want die land behoort aan Abba Vader. En dan ook sosiale geregtigheid. Dit is 'n goddelike vrystelling van skuld, wat verhoed dat rykdom permanent in die hande van 'n paar mense ophoop, terwyl ander in ewige armoede vasgevang bly. Vir jou as tiener beteken dit dat niks, nie jou foute, nie jou skuld of jou verlede nie, jou permanent kan besit nie. Jy behoort aan Abba Vader. Jou talente en tyd is gehuurde grond. As jy jou lewe as sy eiendom bestuur, verdwyn die angs van selfgesentreerdheid en jou naam groot maak, want die eienaar is verantwoordelik vir die voorsiening. Dink gou 'n bietjie hieroor. As jou hele lewe vandag sou stop, daar is geen skool, geen kompetisies of geen sosiale media status, wie sou jy wees? Is jou identiteit in Jodai-Wawai geanker, of in wat jy bereik? Kom ons stop nou gou bietjie by die verskille tussen die van 'n dienskneg en die van 'n slaaf. Daar is 'n massiewe verskil tussen die slawerny van Egipte, daai wat jou bind, en om 'n iwet, 'n dienskneg van Jodai-Wawai te wees. In Egipte was jy 'n produk, maar in God se koninkryk is jy 'n persoon met waardigheid. Die keuse tussen om 'n slaaf of 'n dienskneg te wees, is nie net 'n massiewe verskil nie. Dit bepaal die kern van jou verhouding met God. Slawerny in die wêreldse sin is 'n sisteem van vrees, uitbuiting en die verlies van menswaardigheid. Maar daarteenoor is Bybelse diensknegskap 'n posisie van vrywillige toewyding, beskerming en familielidmaatskap. Ons lees in Levitikus 25 vers 39 tot 43 as ook 55 dat Jodai-Wawai verbied dat Israeliete as slawe verkoop word. Hy sê, hulle is my knegte wat ek uit Egipte uitgelei het. Hy het reeds die skeie van julle juk verbreek, sodat julle regop kan loop, soos ons lees in Levitikus 26 vers 13. Onthou jy is reeds duur gekoop deur die bloed van die lam. Net 'n paar vrae vir jou om oor te gaan nadink. Werk jy vir God omdat jy bang is hy gaan jou straf, soos 'n slaafmentaliteit? Of dien jy hom uit dankbaarheid omdat hy jou reeds vrygemaak het? Hoe verander dit jou selfbeeld om te weet dat Abba Vader die juk van jou nek afgehaal het, sodat jy nie meer met 'n geboue kop van skaamte hoef te loop nie? En as almal rondom jou, jou vriende en jou vyande, eintlik aan Abba Vader behoort, hoe verander dit die manier waarop jy dalk met hulle praat of jy hulle hanteer? As jy weet dat Yeshua ook aan die kruis vir hulle gesterf het. Nou beweeg ons bietjie aan na Bechukutai, wat in my insettinge beteken. Die wortel is gok, wat insetting beteken, wat dui op iets wat diep ingegraveer is. Verder bestaan dit uit 'n get, en dit verteenwoordig 'n heining of 'n privaat vertrek. Dit bied beskerming en afsondering. 'n Kof verteenwoordig die sirkel, die horison of heiligheid, en is om eenkant gesit te wees. En die taf verteenwoordig die verbond of 'n merk, en wat ons almal weet as 'n kruis geteken word. So God se insettinge is nie koue reëls nie, maar 'n verbondsheining wat ons binne sy heilige sfeer hou. Ware veiligheid word gevind binne die omheining van God se reëls. Om buite sy wil te leef is nie vryheid nie, maar 'n nuwe vorm van slawerny. Levitikus 26 stel 'n duidelike keuse tussen die pad van lewe en seën of die pad van dissipline en oordeel. Dit gaan nie oor koue wettisme nie,
maar oor die vrug van gehoorsaamheid binne 'n liefdesverhouding. Wanneer ons in sy reëls loop, beloof Abba Vader nie net oorvloed nie, maar sy teenwoordigheid. So, wanneer jy loop in sy reëls en sy opdragte onderhou, sal dit reën in sy seisoen en bome wat vrug dra. Abba Vader sê, hou my Shabbatte en respekteer my afgesonderde plek. En dit sal vir jou vrede in jou land bring. Abba Vader sê, ons mag geen afgode of beelde oprig nie. En dan sal hy sy Mishkan of sy teenwoordigheid en sy woonplek tussen ons oprig. Ons moet luister na sy stem en sy opdragte nakom. En dan sal hy ons God wees en ons sal sy volk wees. Ons moet die land laat rus, want is sy land. Dan sal ons veilig woon en die ou eet oes terwille van die nuwe. Maar, in teenstelling daarmee, as die volk kies om die verbond te verbreek, sal daar nagevolge wees. In Levitikus 26 vers 18, 21, 24 en 28 sien ons die 7 keer meer beginsel. Dit is nie blote wraak nie, maar 'n herhalende siklus waarin Abba Vader die hart van sy kinders agtervolg om hulle tot bekering te bring. So dit begin by paniek en mislukte oeste en dit eskaleer na wilde diere en die swaard en dit eindig in ballingskap. As die volk weier om die land sy rus te gee, sal Abba Vader hulle verwyder sodat die land sy Shabbatte kan geniet, terwyl dit woes lê, soos ons lees in Levitikus 26 vers 34 tot 35. Maar daar is 'n belofte van hoop, self in die diepte van oordeel en ballingskap, as hulle hul onbesnede harte verneder en hul skuld bely, beloof Abba Vader om sy verbond met Abraham, Isak en Jakob te onderhou. So my vraag nou aan jou is, sien jy dissipline in jou lewe as 'n teken dat God teen jou is, of as sy genadige manier om jou hart terug te roep na die regte pad? Die laaste hoofstuk van Levitikus handel oor uitsonderlike geloftes, wanneer iemand iets uit vrye wil aan Abba Vader toewy. So mense was in daardie tyd gewaardeer vir die doel van vir die heiligdom, soos 'n man tussen 20 en 60 jaar is 50 sikkels silwer werd. Hierdie waardasie gaan nie oor iemand se markwaarde nie, maar oor die prys van hul toewyding. Abba Vader waardeer die hart wat sê, ek behoort aan U. Dan leer ons van die konsep van harem, wat volkome toewyding is. So enige iets wat as harem toegewy is, kan nie teruggekoop word nie, soos ons lees in Levitikus 27 vers 28. Dit is die finale aard van oorgawe. Vir 'n tiener is dit 'n groot les van integriteit. As jy jouself aan Abba Vader toewy, is daar nie enige takebacks nie. Jy is nou syne. En dan laastens lees ons ook van die tiende. Die tiende van die land en die vee behoort aan Abba Vader. Dit is afgesonder en heilig. So dink bietjie, is daar gebiede in jou lewe waar jy vir God gesê het, ek gee dit vir U, maar jy probeer dit elke kort terugkoop wanneer dinge moeilik raak? Wat is daardie dinge in jou lewe? Waar moet jy nog leer vir Abba Vader vertrou? Wel, die temas van vertroue en die jubeljaar vrystelling loop soos 'n goue draad deur die hele skrif. In Jeremia 17, die profeet kontrasteer die man wat op die mensdom vertrou, wie sy hart weggedraai van Abba Vader is en wat in 'n soutland woon, met die man wat op Abba Vader vertrou. Die laasgenoemde man is soos 'n boom by die water, wat nie angstig is nie, in 'n jaar van droogte. Dit is die praktiese uitlewing van die Shemitah-gees. Dan in Lukas 4, in die bymekaar kom plek in Nazaret, verklaar Yeshua
dat die gees van Jodai-Wawai op hom is om vryheid vir gevangenes te verkondig en die aanvaarbare jaar van Jodai-Wawai of die jubeljaar aan te kondig. Yeshua is die finale vrylating wat die jukke van sonde en skuld verbreek. Wel, daar is egter 'n koste aan hierdie disippelskap. Volgens Matteus 16 vers 24 tot 27 moet ons onsself ontken en ons kruis opneem. Yeshua waarsku dat enigiemand wat nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense, 'n struikelblok of 'n teestander sal word. Om jou lewe te verloor vir Yeshua is die enigste manier om jou ware gees te vind. Wat help dit jy wen die hele wêreld se status en rykdom, maar jou gees gaan verlore? En dan laastens in Handelinge 4. Die vroeë gemeente het nie net oor die jubeljaar gepraat nie. Hulle het dit geleef. Mense soos Barnabas het grond verkoop sodat niemand in die gemeenskap behoeftig sou wees nie. Hulle het verstaan dat hulle slegs besoekers op Abba Vader se grond is. Maar die vraag is, verstaan jy dit? Om vandag as 'n volgeling van Yeshua te lewe, beteken om die beginsels van vertroue en vrygewigheid toe te pas. Om aan Abba Vader te behoort is nie net 'n titel nie. Dit is 'n daaglikse oorgawe van jou hele wese. So hier is ons kruisdiener handleiding van vertroue en vrygewigheid. Eerstens radikale vertroue. Vat 'n breek van die konstante kompetisie om die gewildste of die slimste of die beste rugbyspeler te wees. Vertrou dat Abba Vader jou waarde bepaal deur sy verbond en sy genade, nie deur jou sosiale media status nie. Dan tweedens selfverloning. Om jou kruis op te neem, beteken om te erken dat jou tyd, geld en talente nie jou eie is nie. Die vroeë gemeente het grond verkoop om ander te help. Wat kan jy vandag vrystel of weggee om iemand in jou jeuggroep byvoorbeeld te help wat swaar kry? En dan derdens die hartcheck van Jeremia 17. Identifiseer die afgode soos skermverslawing of die drang na aanvaarding wat jou verhinder om God te vertrou. Hierdie dinge is jukke wat jou kop laat sak in skaamte, wanneer Abba Vader alreeds die juk verwyder het. Jodai-Wawai is nie 'n tiran wat reëls afdwing nie. Hy is die een wat die skeie van jou juk verbreek, sodat jy regop kan loop. In 'n wêreld waar digitale verslawing en sosiale druk ons koppe laat hang, bied hy ons die vryheid deur die jubeljaar. Wanneer ons kies om in sy insettinge te loop, vind ons die vrede, veiligheid en herstel waarvoor ons gemaak is. Neem vandag die keuse. Vertrou op die fontein van lewende water en loop regop as 'n vrygespreekte kind van die koning van die heelal. Shalom.